Die vraag wat ek eintlik wil beantwoord vandag, soos ek praat opstanding, is, waar was Jesus in die 3 dae voor hy opgestaan het? Waar was hy en wat het hy gedoen? En om op te bou na my antwoord toe, wil ek vir jou 'n storie vertel van wat met ons gebeur het toe ons nou in Desember in Hartenbos was, eintlik die eerste dag van hierdie jaar, 1 Januarie 2026 rondom 2:00 die oggend. So, ek en my gesin, ek en Gail en die kids en Alex en Melissa, my swaar en sy kiddies en my skoonouers, ons was vakansie toe Hartenbos toe. Einde Desember oor Nuwejaar. En ons het besluit dat ons gaan Nuwejaar spandeer op die Seefront Mall op hulle het so groot dek, en dis wat ons gehoor het, almal by mekaar kom vir die vuurwerke daar in Hartenbos. En ons gaan toe vroeg, ons gaan toe al so 11:00, en ons kry ons kampstoele en ons sit dit daar, kry vir ons nou wat ons gedink het is 'n lekker spot. Toe is daar nog niemand nie. Ons het nie besef die hele Suid-Afrika slaan toe daar op jou en dan is jy soos 'n sardien in 'n blikkie daar. Maar anyway, ons het ons spot daar en die kinders, dit was nie lankie toe slaap hulle al in die kampstoele en Alex se kiddie slaap hulle het 'n trolley gebring. Sy kiddie is bietjie kleiner, Gian, Luke, en hulle slaap in die trolley. En ek dink 5 minute van klappers wat hulle wakker skrik en dink is oorlog en weer gaan slaap. Ek het eintlik 'n foto geneem. So hierdie foto het ek geneem so net na 12. Nou as jy sien waar ek is, as jy Hartenbos ken, hierdie is die restaurante net daar waar die badkamers is. Wat doen ek by die badkamer? Ek is so 300 meter van Gail af. Hoekom? Want 2 minute voor 12, toe wil Joshua maag mos pyn. Toe sê hy vir my, papa, my maagpyn. En daar was duisende mense. So ek het geweet, ek gaan nou deur hierdie mense loop, die 300 meter, of het voel soos 300 meter, en dan gaan ek kon nie weer terugkom by hulle nie. In 'n geval, so toe nog, kom ek geniet dit maar myself, ek neem maar foto van die vuurwerke. Anyway, so toe is ons nog 'n rukkie daar, Milky Lane was nog 'n rukkie oop, dit was cool geweest. Roomys geëet, daai tyd van die oggend, is mos 'n nuwe jaar, so mens moet hom reg celebrate. Jy moet hom celebrate met 'n roomys. En ons begin toe huis toe stap, en waar ons gebly het, was so kilometer van daar af. Plus minus 'n kilometer. Stap ons nou met die kampstoele en met die kiddies en die trolley en al die goedjies. En toe ons daar by die huis kom, ons het 'n woonstel gehad, en Alex en my skoonouers het in 'n woonstel gebly. Selfe kompleks, ons albei maar net apart van mekaar op die heel boonste verdieping, op die 3de verdieping. So ons gaan op, ons gaan in ons plekkie, ons trek ons pyjamas aan, kinders val op die bank, hulle slaap, ons is nou op pad om te slaap, en net soos ons wil bed toe gaan, nou lei die foon. My skoonouers kry nie hulle sleutel nie. En hulle is seker daarvan, hulle het hulle self uit die plek uitgesluit. So die voordeur is oop, maar die hek is gesluit, en hulle dink, hulle weet nie wat het gebeur nie, maar hulle is uitgesluit. En nou bel hulle die eienaar, hulle tel nie op nie. Nou is dit net na 1 in die oggend, so nou begin daar 'n paniek daar slaan, né? Wat gaan mens nou doen? Niemand gaan in die plek waar naby 'n lang genoeg leer hê nie, en wie in Suid-Afrika daai tyd van die oggend gaan klop jy hulle in hulle deur en hulle help jou. Jy word al geskiet in die proses. So nou weet ons nie, wat gaan ons nou doen? So nou bring hulle die kiddies om by ons so lank maar in die ander kamer op die bed te lê, want hulle is gone, hulle slaap. En toe kry een van hulle 'n blink idee, wie's 24/7 beskikbaar en het 'n lang leer? Die brandweer. So toe bel hulle die brandweer. Truus Bob, ek het nog 'n foto geneem. Ek kan na die volgende een toe gaan. So kyk op my foon daar, 1 Januarie 1:44, so 1:45 die oggend. Ek was in my plek, en ek neem daar uit my kamer uit, ek het al gaan slaap, en toe ek hoor die brandweer stop daar, jy kan net hoor die mense kom uit, die mense is nou, ek dink van hulle nuuskierig, en van hulle senuweeagtig, want nou dink hulle, waar's 'n brand? En ek dog toe, laat ek net opstaan, hierdie is een van die boeke, ek neem die foto, en sien, en nou gebruik ons dit.
Dis so 0:30 of wat die brandweer daar aankom en hy moet nou sy leer set up en alles so. Hy set up sy leer en hy begin toe klim en so halfpad, lang storie kort, so halfpad wat hy daar op is, kry hulle die sleutel. Toe is hy in die kant van die trolley. En daar het baie interessante goed in daai tyd gebeur, maar die interessantste van dit alles, my skoonpa skree toe vir hulle, gooi die sleutel terug in die plek. Julle gaan ons nie nou stupid laat lyk nie. Gooi die sleutel terug in die plek. Hulle gooi toe die sleutel terug in die plek, die brandweer klim op, hy klim in, hy haal die sleutel uit. And he saves the day. Jy kan na die volgende een toe gaan. Sê dit gou saam met my, hierdie is die punt van my storie. Sleutels is belangrik. Sleutels is baie, baie belangrik. Jy kan jou huis of jou kar besit, maar as jy nie die sleutel het nie, dan kan jy nie inkom nie. Of jy kan nie jou kar gebruik nie, of as jy in jou huis is en jy nie die sleutel nie, kan jy hom nie toesluit nie en is gevaarlik. Sleutels is belangrik, en ek seker as ek die mikrofoon moet omstuur, en ek moet van julle oproep selfs, sal daar 'n paar lekker verlore sleutel stories hierso wees, maar jy kry die punt, né? Sleutels is belangrik. Die punt wat ek wel wil hê jy vandag moet kry oor sleutels is die feit dat toe Jesus opgestaan het, het hy nie net opgestaan en hy sê, great, ek lewe nou, so nou gaan julle eendag lewe, so nou wag julle maar net, laat julle eendag hemel toe gaan. En nou elke Paasfees, nou celebrate ons Jesus lewe, so ons gaan eendag lewe, so nou van nou tot eendag, wag ons net tot ons hemel toe gaan. Dis nie hoe 'n Christen moet lewe nie. Want wat het Jesus gedoen in sy tussenin tyd van dat hy dood gegaan het en weer opgestaan het? Hy het iets spesifieks gaan doen. Ek ken nie sy hele skedule nie. Ek weet nie alles wat hy gedoen het nie, maar die Bybel sê ons iets wat hy gedoen het. En ek wil dit vir jou wys. So as jy jou Bybel hier het, hier is 'n stukkie van haar R. Openbaring 1 vanaf vers 17. Openbaring 1 vanaf vers 17. Hierdie sê vir ons iets van wat Jesus gedoen het toe hy opgestaan het. So, hy praat hier met Johannes en jy sal sien in die begin van vers 17, dan sê dit hoe Johannes soos 'n lijk voor sy voete geval het, want Johannes is nou nog 'n mens. Nou verskyn die verheerlikte Jesus hier by hom en hy, obviously, sy heiligheid convict hom en hy's bang. Hy val by sy voete neer en dit sê Jesus het aan hom gevat en toe sê Jesus vir hom hierdie woorde: moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En sê dit saam met my, lees hierdie stuk saam met my. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Wat Jesus gaan doen het, is hy het die sleutels vir ons gaan haal. Hy verskyn in Johannes en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet nou hierdie brief skryf aan die kerk. Ander gelowe, hulle gaan ander gode dien, maar dis dooie gode. Ek sien vanoggend so meme, my barber hier oor kan die straat is 'n moslim, toe wonder ek of dit meme gaan wees as ek dit nou vir hom stuur, maar dit wys Jesus en dan sy lewendag en dan sal Mohammed, dan sal net 'n skaal wat daar lê, maar in 'n geval, hy's nogal humoristies. Mohammed, wie ewer anders ander godsdienste aanbid, hulle is dood. Hulle lewe nie, ons dien die lewende. Sê, gaan sê vir mense, ek was dood, ek was intentioneel dood vir julle, ek het die prys betaal, dit is volbring. Maar nou is dit nie net volbring nie, dis nie die einde van die storie nie. Nou het ek opgestaan, wat het ek gaan doen, Johannes? Ek het die sleutels van die dood en die doderyk gaan haal vir julle. Alles gaan oor die sleutels. Alles gaan oor die sleutels. Ons kan sê die opstanding gaan oor die sleutels. Wat se sleutels is dit, familie? In Genesis 1 het God vir ons sleutels gegee. Hy skape die mens as die kroon van sy skepping en hy gee vir ons sleutels. Hy sê, jy skape ek in my beeld. Jy gaan vir ewig lewe. Jy kan 'n verhouding hê met jou skepper. Jy kan my hoor, as jy praat, hoor ek jou. Ons gaan saamwerk. Jy gaan vir my regeer hier op die aarde. Ek gee vir jou sleutels van gesag. So jy sê
is daai ding met die strepe zebra, dan is dit 'n zebra. Daai ding met die slurp, wat wil jy moet dit wees? Olifant, dan is dit olifant. Weet nie hoekom kies jy daai naam nie, maar jy het dit gekies. Ek gee vir jou die sleutels van gesag. God gee vir ons sleutels om te regeer vir hom hier op die aarde. By Genesis 3, wat doen die mens? Ons gee die sleutels weg. Ons gee die sleutels vir die vyand, want die vyand kom met 'n leuen en sê, daar's beter sleutels as daai. Daar's beter sleutels as daai. So gee vir my daai sleutels, dan gaan ek vir julle ander sleutels gee, en ons gee die sleutels weg. En met dit verloor ons identiteit, en ons verloor ons gesag. Ons verloor die sleutels, ons gee dit weg. En wanneer jy jou sleutels verloor, of weggooi, of weggee, dan kan jy nie meer inkom nie. Jy kan nie meer aanskakel nie. Jy is onbeskermd. Dit wat eintlik joune is, kan jy nie geniet of gebruik nie, want jy het nie die sleutel nie. En dit het met die mens gebeur. En Jesus, wanneer hy daar opstaan, staan hy nie net op met sy tussenin, sodat ek en jy in ons tussenin, voordat ons hemel toe gaan, net kan wag tot ons hemel toe gaan nie. Hy gaan haal vir ons die sleutels terug, uit die doodryk uit. En deel van ons verlossing is, hy bring vir jou die sleutels, en sê, hier is die sleutels terug. Dit wat ek vir jou gegee het aan die begin, ek bring dit terug vir jou, dat jy weer kan lewe, deur wie ek sê jy is, dat jy weer kan doen wat ek sê jy kan doen, dat jy lewe met die purpose wat ek sê jy het. Hy bring vir ons die sleutels terug. Matteus 16, kom ons blaai gou soontoe. Matteus 16, kom ons wys vir jou, want hierdie skrif wys net, hy het die sleutels. Maar kom ek wys vir jou, dat die punt daarvan was om dit vir ons te gee. Jy ken hierdie skrif, maar miskien het jy dit nog nooit so gelees nie. In Matteus 16 vers 18 praat hy met Petrus. En dis waar hy vir Petrus sê, hy gaan sy kerk bou. En hy sê dit so, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Kyk wat sê hy nou, ek sal aan jou wat gee? Die sleutels van die koninkryk van die hemel. En wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Kyk gou mooi na daai skrif. Waar moet ons oopsluit en toesluit? Op die aarde. So die sleutels is vir hier en nou. Hy gaan haal vir ons die sleutels, hy bring vir ons die sleutels en sê, wat jy nou doen terwyl jy op aarde is, in jou tussenin tyd, het ek 'n roeping vir jou. So ek bring vir jou hierdie sleutels, en wat jy nou gaan toesluit, dit gaan toegesluit bly, want ek gee nou vir jou die mag, hierdie is die sleutels van die koninkryk van die hemel. En ek roep julle nou, met wie praat hy? Met Petrus, maar met meer as Petrus, dis sy kerk. Hy sê, ek gaan my kerk bou, deur my mense, deur my kerk, deur my kinders. Julle gaan 'n lewende verhouding hê met die lewende God. En ek bring vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel. Met ander woorde, as jy in my naam werk, as jy in my naam bid, alles wat jy doen, die mag van die hemel is saam met jou om jou te help. En ek wonder of jy vandag besef die autoriteit wat jy het. Die roeping wat jy het en dat die hele hemel gereed staan om jou te help. Ek wonder of jy besef jy het sleutels. En dat die opstanding nie net iets is wat ons vier en sê, yes, Jesus het opgestaan, die hemel is nou oop vir ons en eendag gaan ons hemel toe nie. Dat jy nie so lewe nie, maar dat jy sal besef, ek het sleutels. Ek het sleutels en hierdie sleutels behoort my lewe hier en nou heeltemal te verander. En as ek net 'n paar van hierdie sleutels, ek het maar net so 'n paar goeters neergeskryf. Ek dink aan die sleutel van identiteit, goed wat ons weggegee het aan Satan in die tuin, goed wat gesteel is van ons, maar Jesus het dit gaan terugvat en sê ek gee dit terug vir jou. As jy verlos is in my naam en my bloed het jou skoon gewas, dan gee ek vir jou hierdie sleutels terug. Identiteit. Ons is nie meer wie ons was nie. As jy tot bekering kom, dan is jy nie net 'n bietjie beter mens nie. En ek bevrees as jy met baie Christene sal praat oor hulle bekering, en jy sê, wat's nou anders in jou lewe? Wat maak dit nou anders? So jy het nie die Here gedien nie, nou dien jy die Here, nou het jy verhouding met Jesus. Wat's anders? Ek dink baie Christene sal sê, ek is beter.
Ek is 'n beter mens. En dis 'n great gevolg, ons word beter mense en hy help ons om beter mense te wees en ons groei hierso. So dis deel van die journey met hom, maar dis nie die punt van identity nie. Die punt, as jy verlos word, dan is jy 'n nuwe mens. Jy's nie net 'n beter mens nie. Die Bybel sê jy's 'n nuwe mens. Jy's 'n nuwe skepper. Dit beteken, as God na jou kyk, dan sien hy jou dieselfde as wat hy Jesus sien. Besef jy dit? As God na jou kyk, dan sien hy jou dieselfde as wat hy na Jesus kyk en hy sien hom. Ek wonder of jy dit besef. Hy kyk nie en hy sien jou en sê, okay, ja, jy's nou nice, maar jy moet regtig werk hier en daai deel van jou is nie nice nie en ons moet kyk hier en ons moet... Ek dink baie van ons, omdat ons krities is en omdat ons in 'n kritiese wêreld leef en ons moet die hele tyd stoei met goed wat nie reg is nie. En ons kyk dalk so en ons is dalk in sulke verhoudings. Dink ons die Here kyk so na ons. Hy sien alles wat verkeerd is. Hy sien alles wat nog nie is nie, alles wat nog moet groei, alles wat nog moet verander. Okay, jy's bietjie beter, baie mooi, maar jy het nog so ver om te gaan. Nee. Jy's 'n nuwe mens, jy's 'n kind van God en as hy na jou kyk, dan sien hy jou dieselfde as wat hy Jesus sien. Jy is nie jou verlede nie, jy's 'n nuwe mens. Dis 'n sleutel wat jy kry. Jy moet leef vanuit daai oortuiging. Die sleutel van oorwinning. Jesus sê ek het nou die sleutels van die dood en die doderyk. Met ander woorde, dis reeds oorwin. Ons lewe nie vir oorwinning nie. Ons lewe vanuit oorwinning. Hy het dit reeds gedoen. Ons lewe vanuit die afgehandelde werk van Christus. Dit verander alles vir ons. Die sleutel van toegang. Die sleutel van toegang. Voorheen kon ons nie 'n verhouding met die Here hê nie. Ons kon nie in sy teenwoordigheid inkom nie. Hy kon nie by ons wees nie. Maar na Jesus opgestaan het uit die dood, het hy daai muur afgebreek, hy het die gordyn geskeur. Nou is daar toegang, dis 'n sleutel. Dat enige oomblik kan ek in die teenwoordigheid van die Here ingaan. Maak nie saak waar ek is nie. Ek het 'n direkte lyn na die Here toe. As ek bid, dan hoor hy my. As hy praat, dan kan ek hom hoor. 'n Lewende verhouding met 'n lewende God. En dis wat ons vier. Ons vier nie net dat die graf vir ons toegegaan het nie, ons vier dat die troonkamer oopgegaan het. En dat ek nou toegang het tot die almagtige God. Hy's nie daar iewers nie, hy's hier by my. En saam met dit salwing, die sleutel van salwing. Jesus het gesê, waar 2 of meer by mekaar kom, waar my kerk by mekaar is, dit beteken, waar my kerk by mekaar is, maak nie saak of dit 'n kerk van 2 is, en of dit 'n kerk van 200, en of dit 'n kerk van 20.000 is nie, daar sal ek wees. As my mense in my naam saamkom, en hulle bid, ek sal daar wees, ek sal luister, en ek sal daai gesprekke, daai gebede, daai aanbidding sal ek salf, en ek sal op 'n spesiale manier daar werk. Dis amazing as jy dink aan die kerk van die eerste eeu. 'n klein groepie gewone mense, vissermanne. En die Here gee hulle hierdie roeping. En hulle begin, en hulle word vervolg deur mean ouens, soos Paulus en nog baie meaner ouens as hy. En meeste van hulle is doodgemaak. Binne daai eerste eeu, hoe op aarde hierdie kerk survive? Want Jesus het gesê dit sal. Want Jesus het gesê, klein groepies gewone mense, 200 gaan by mekaar kom. En as hulle by mekaar kom en hulle bid saam en hulle werk saam, sal ek in hulle harte werk, ek sal deur hulle bediening werk, en ek gaan wonderwerke laat gebeur, nie oor hoe goed hulle is nie, maar deur my krag, deur die salwing wat ek daarop bring. En so het die kerk deur die eeue, deur hoeveel vervolging gegaan. En hier is ons vandag in Suid-Afrika. Vier ons Paasfees saam met biljoene ander Christene in hoeveel ander lande reg oor die wêreld, want dit gebeur nou nog. Dit gebeur vanoggend, dat die individue sit en die Here werk in die harte van individue. En soos gesinne saam bid, werk die Here in huwelike, werk hy in gesinne, werk hy in die harte van kinders, werk hy in die harte van ou mense, is hy nog steeds besig om lewens te salf. Dis 'n sleutel wat hy vir ons gee. Wat van die sleutel van vergifnis? In Psalm 103 vers 12 sê die Here, so ver as die ooste van die weste is, die verste punte, so verwyder ek jou oortredings van mekaar. So verwyder ek jou oortredings van mekaar af. Jy's vergewe, jy's vrygespreek.
Ons verhouding gaan nie op en af gebaseer op die volgende sonde wat jy doen nie. Ja, ek gaan jou help daarmee. Ja, ons gaan aandag gee daaraan, maar ons koneksie, jou toegang tot my, jou toegang tot die sleutels word nie bepaal deur jou sonde nie. As gevolg van sy genade, vergifnis. Wat van die sleutel van vergifnis in my en jou lewe? Dat ons ander mense vergewe. Soos ons God se genade ontvang, het Jesus hoeveel keer oor en oor en oor en oor gesê, luister, vergewe aan 'n mense. En daar's hoeveel bindings wat jy gaan breek in jou eie lewe en in daai mense se lewe. En as jy ooit die vraag vra, maar hoekom moet ek dit doen? Hoekom sal ek dit doen vir hulle? Dan gaan hy vir jou sê, want ek het dit gedoen vir jou. En die feit dat jy daai sleutel kan hê, jy het hom nie gekry nie, so jy het nie eintlik 'n keuse oor hom nie. Ek gee hom vir jou. Gebruik hom. Gebruik hom. Die sleutel van vergifnis. Die sleutel van gesag. Besef jy die gesag wat jy het? Besef jy die gesag wat jy het? Dat wanneer jy bid, is dit nie net 'n godsdienstige rympie wat jy sê nie. Dis nie maar net woordjies wat jy praat nie. Dis nie 'n mooi speech wat jy probeer maak nie. Wanneer jy bid, dan hoor die Skepper van die heelal jou, die hemel luister, en hy gee die engele opdrag aangaande jou. Kyk wat daar gesê word, sien daai situasie, gaan werk daar. Gaan werk daar. Dis gesag. Besef jy dat jy daai sleutel, jy daai gesag. Wanneer jy hierdie boek oopmaak, is nie net nog 'n boek nie. Dis nie net nog woordjies wat jy lees en is nou maar net nog mooi stories, godsdienstige stories nie. Die Heilige Gees van God vat hierdie stories. Hy wys vir jou wat gebeur het in geskiedenis en wat hy daar gedoen het, maar deur dit kom openbaar hy aan jou 'n lewende openbaring met wat hy in jou lewe wil doen en waarvoor hy jou roep en wat wil jy vandag of môre of hierdie week moet doen. Dis autoriteit. Wanneer ons saam werk, die kerk saam bid, die sleutel van die salwing van God se gelowiges wat saam is, dan werk hy en hy's besig, daar's gesag in dit, wanneer ons aanbid, is nie net liedjies wat ons sing nie, ons is nie 'n een of ander koor wat ons vorm hier in Alberton nie, dis oorlogvoering, die hemel luister saam met ons, die engele is saam met ons besig om te aanbid, en die Here reageer daarop, die Here werk in harte. Besef jy het sleutels. Wat van die sleutel van saadjies? Die Bybel sê wat jy saai, gaan jy maai. En ek dink dit geld vir baie, amper elke deel van ons lewe, maar ek dink aan siele. Die Here gee vir ons die sleutel en hy sê, kyk, ek het nou opgestaan uit die dood uit. Alle mag en gesag is aan my oorhandig, maar aan wie oorhandig hy dit nou? Ek gee dit vir my kerk. En nou stuur ek julle in die wêreld in en sê, gaan heen en maak disippels. Kan ek en jy mense bekeer? Kan ek en jy mense verander? Ons kan nie. Maar wat sê Paulus? Hy sê, maar ons kan saai. Ons kan saadjies saai. En as ons saadjies saai, dan kan God werk in harte. En hy kan die hart verander. Maar as ek en jy nie saadjies saai nie, wat het Jesus gesê? As jy iets toesluit, dan bly dit toegesluit in die hemel. As jy iets nou gaan toesluit, en as ons dit anders verwoord, as jy iets nou nie doen nie, dan kan ek niks doen nie. Dis die tipe verantwoordelikheid wat jy het. Dis die verantwoordelikheid wat jy het van hierdie sleutels. As jy nie doen wat ek jou vra nie, as jy nie sien waarmee ek besig is, en jy besef nie jy het hierdie sleutels nie, en jy gebruik dit nie, dan kan ek nie my deel doen nie. Familie, my een gebed hierdie opstanding Sondag is dat jy sal besef dat verlossing gaan nie net daaroor dat jy nou gered is en nou wag jy in jou tussenin tyd voor jy hemel toe gaan, net om hemel toe te gaan nie, maar dat jy sleutels het, dat Jesus vir jou daai sleutels gaan haal het. En die groot vraag is nie glo jy Jesus het opgestaan nie. Natuurlik glo jy dit. Die groot vraag is, gebruik jy die sleutels?
Dis die groot vraag, want ek bevrees te veel Christene staan nog aan die buitekant en wag net. En sê, dis nou maar die lewe, ja, life happens. Ons almal gaan deur moeilike tye, almal word maar getrap in die grond in, en ons moet nou maar net survive, en aangaan tot Jesus kom, en gaan ons hemel toe. En dis nie, as jy Handelinge lees, en jy kyk vir daai disippels, hulle is ook in die grond in getrap. Hulle gaan ook deur heavy moeilike tye, maar in daai moeilike tye gebeur wonderwerke in hulle lewe. Hoekom? Want hulle fokus nie net om hulle aardse lewe op te tel nie, hulle fokus op die sleutels. En hulle gaan uit om 'n verskil te maak in die Here se naam, hulle lewe vir sy missie, en die oomblik wat hulle dit doen, dis asof hulle dink nie eers meer aan hulle moeilike tyd nie, want die Here doen soveel wonderwerke in ander mense se lewens deur hulle, dat hulle hele fokus shift na saam met die Here werk, en om te sien hoe hy wonderwerke doen deur hulle, siele. Jy weet, as Jesus nou terugkom, is al wat gaan saak maak, is hoe jy die sleutels gebruik vir siele. En ek bevrees hier in die westerse wêreld word ons aandag te veel afgevat van dit na, hoe kan ek my lewe 'n bietjie beter maak? Hoe kan ek my lewe 'n bietjie beter maak? En soveel mense kom kerk toe met dit, hoe kan ek my lewe net 'n bietjie beter maak, in plaas van, dat ons sê, Here, gee my 'n purpose. Gee my 'n purpose. Die leemte wat jy voel vanoggend, as jy hier sit en jy sê, ek het 'n leemte, ek het hierdie goed in my lewe, en as alles net my, en ek is, daar's jou issue. Dis nie daai goed wat verkeerd is nie, dit is omdat jy net op dit fokus. Wat jy nodig het is 'n purpose. Jy het nodig om jou fokus te shift en op te hou, fokus op, Here, maak my lewe net 'n bietjie beter, nou gee my 'n purpose wat ewigheidswaarde het. Gee vir my hierdie sleutels, dat ek hier uitgaan en dit begin gebruik saam met U. En soos U in my lewe werk, dat ek kan sien ek's besig om my purpose uit te leef, dat U wonderwerkend deur my dinge begin doen, en deure oopsluit wat toegesluit was, en deure van Satan wat oop is, dat ek dit kan toesluit in die lewens van ander mense. Kom help my, Here, dat ek lewe op purpose. As jy dit sal bid, dan gaan die Here vir jou vat. Dan vat hy vir jou op 'n journey. En miskien is dit presies wat jy nodig het vanoggend. Is om op te hou om net te survive as 'n Christen, en net deur jou volgende probleempie te probeer kom en te sê, Here, gee my die sleutels. I'm gonna try something else. Ek wil nie so aangaan nie. Ek wil lewe met purpose, en dis my gebed vir jou. En as jy hier sit en jy sê, yes, ek hoor wat jy sê, dit is sommer vir my nou, dit disrupt my tot 'n mate, dan hoop ek het sal jou disrupt. Dan hoop ek het sal jou wakker hou in die aand. Tot jy by die Here se voete sit en jy hoor wat hy vir jou sê, en jy kry jou roeping, en jy lewe op daai purpose. Want dit is wat elkeen van ons nodig het, en dit is wat Alberton nou nodig het. As jy so by mense loop, waar ook al jy gaan, en jy ervaar daai purposelessness in hulle lewe, daai leemtes, en jy hoor hoe hulle praat van hulle probleme asof dit is, mag jy uit jou purpose uit vir mense sê, weet jy wat het jy nodig? Jy het purpose nodig. En die Here Jesus het vir jou gesterf, nie net dat jy eendag hemel toe gaan nie, maar hy het sleutels vir jou. En as jy gaan glo en jy gaan dit optel en dit begin gebruik, dan gaan jou hele lewe verander. En dan gaan jou hart vol word, al is baie van hierdie probleme nie uitgesorteer nie. My gebed is dat jy dit sal glo, en dat jy hierdie sleutels sal begin gebruik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, sleutels, dis waaroor alles gaan. U het vir ons die sleutels gaan haal. U het nie net die deur van die hemel oopgesluit nie, maar u bring vir ons sleutels van daar af hiernatoe en sê, terwyl jy op aarde is, gebruik hierdie sleutels, die sleutel van jou identiteit, die sleutel van oorwinning, die sleutel van gesag, die sleutel van toegang, en soveel ander, die sleutel van saadjies, die sleutels van vergifnis, van bediening, van my kerk. U het vir ons soveel sleutels gegee, as ons net ons fokus kan shift na purpose toe, en nie net om ons lewe bietjie beter te maak nie, te survive hier nie.
Mag daar 'n purpose shift kom in mense se lewens, Here. Geef ons daai fokus wat U wil hê, daai fokus wat U disippels gehad het. U het in daai 3 jaar saam met hulle soveel keer met hulle moes daai shift maak, wat hulle die verkeerde vrae vra, die verkeerde gebede bid, die verkeerde fokus het, wat julle reg help en sê, hier's waaroor die lewe gaan, hier's waarop julle moet fokus, en toe hulle dit doen, toe gebruik jy daai paar gewone mense op 'n bonatuurlike manier. Soveel so dat ons vandag hier in Suid-Afrika 2000 jaar later nog steeds U kerk kan bou. Soveel so dat U 'n klein groepie mense in 'n skoolsaal kan vat en nie oor enigiets wat ons gedoen het nie, maar alles oor U salwing dat ons vandag in hierdie kerk gebou kan wees. U is nog steeds besig om te salf, U is nog steeds besig om te werk, U is nog steeds besig om te kyk, waar is daar 'n klein groepie mense wat glo in die sleutels en wat die sleutels vat en met die sleutels werk, dan kom salf U en U doen wat ons nie kan doen nie. U doen die bonatuurlike, U doen die werk van hartsverandering en sieleverandering. U roep mense terug na U huis toe, U verander huwelike, U verander gesinne en ons gee U al die eer daarvoor, Here. Wat 'n voorreg om deel van U missie te kan wees, wat 'n voorreg om hierdie sleutels te kan vat en saam met U te kan werk en te weet, as ek dit gebruik, net op 'n gewone manier soos ek kan, dan doen U wat net U kan. En dan gebeur amazing dinge. Here, ek wil bid vir Christene wat vanoggend hier sit en sê, ek is so moeg om net myself 'n Christen te noem, maar ek sien nie die krag van die Here in my lewe nie. Ek bid dat hulle vanoggend hier sal uitstap en besef, die opstanding gaan oor sleutels. Dis nie net 'n herdenking nie, dis nie net 'n viering nie, dis nie iets wat gaan oor eendag nie, dis sleutels vir hier en nou. Ek wil bid vir mense wat hier sit en sê, ek wil daar uitkom, maar ek ken nie eens die Here nie. Ek is ver van die Here af, Jacques. Dan is my gebed, Here, dat U hulle nou sal vasdruk en dat hulle sal besef van daai kruis met U laaste asem het U gesê, dit is volbring. Ek het vir jou die prys betaal. Daar's niks wat jy kan doen nie, daar's niks wat jy hoef te doen nie. Maak net die deur van jou hart oop, laat ek inkom. Op hierdie oomblik bid ek dat hulle sal oopmaak, Here. Dat hulle sal besef, U genade is genoeg. U afgehandelde werk is genoeg vir hulle, dit betaal die volle prys, en daardeur is hulle vergewe. Niks wat ons doen nie, alles op grond van wat U gedoen het, en ons gee U al die eer daarvoor, ons loof en ons prys U vir die kruis, ons loof en ons prys U vandag vir die opstanding en vir die sleutels, wat U vir ons gaan haal het, dat ons weer kan wees wie U ons geskaap het om te kan wie U ons geskaap het om te wees, dat ons as U kinders hier op aarde sal lewe vanuit oorwinning, en dat mense U liefde en U lig deur ons sal sien skyn. Ons bid dit, Here, in die grootste naam bo alle name, die naam van liefde, die naam van U, ons Here Jesus. En ons sê saam, Amen.